Rigters 19, die gruwel deur die inwoners van Gibea bedrywe. En in die dae was geen koning in Israel nie, en 'n Levitiese man het as 'n vreemdeling vertoef agter in 'n gebergte van Efraim, en hy het vir hom 'n byvrou geneem uit Bethlehem, Juda. Maar sy byvrou het by hom gehoreer en van hom weggegaan en na haar vader se huis na Bethlehem, Juda, en sy was daar 4 maande lank. Daarop maak haar man klaar en gaan haar agterna om haar hart te spreek en haar terug te bring. Sy dienaars was by hom met 'n paar esels. En toe sy hom in die huis van haar vader bring en die vader van die jongvrou hom sien, was hy bly om hom te ontmoet. En sy skoonvader, die vader van die jongvrou, het hom teruggehou, sodat hy 3 dae by hom gebly het. En hulle het geëet en gedrink, en die nag daar oorgebly. Maar terwyl hulle op die 4de dag, vroeg in die môre opgestaan het, en klaargemaak het om weg te gaan, sê die vader van die jongvrou vir die skoonseun: versterk jou hart met 'n stukkie brood, en daarna kan julle weggaan. En hulle het gebly, en hulle 2 het saam geëet en gedrink. Daarop sê die vader van die jongvrou aan die man: bly tog asseblief die nag oor, en laat jou hart vrolik wees. Toe die man egter klaar maak om weg te gaan, het sy skoonvader by hom aangedrink, sodat hy weer die nag daar oorgebly het. Terwyl hy op die 5de dag, vroeg in die môre klaargemaak het om weg te gaan, sê die vader van die jongvrou: versterk jou hart tog, en vertoef julle tog agtermiddag, en hulle 2 het geëet. Maar toe die man klaar maak om weg te gaan, hy en sy byvrou en sy dienaar, sê die skoonvader, die vader van die jongvrou vir hom: kyk, die son sak, dit wil aand word, bly julle maar nog 'n nag oor. Kyk, dit is al laat, bly die nag oor hier, en laat jou hart vrolik wees, dan kan julle môre vroeg klaarmaak vir julle reis en na julle tente toe gaan. Maar die man wou nie die nag oorbly nie, en het klaargemaak en weggetrek en gekom teenoor Jebus, en dit is Jerusalem, met 'n paar opgesaalde esels by hom, ook sy byvrou was by hom. En toe hulle by Jebus kom en die son al baie gesak het, sê die dienaar aan sy heer: kom tog, laat ons uitdraai na die stad van die Jebusiete en daarin vernag. Maar sy heer sê aan hom: ons kan nie uitdraai na 'n vreemde stad waar nie van die kinders van Israel is nie, maar ons moet verbytrek na Gibea. Verder sê hy aan sy dienaar: trek, laat ons nader kom by een van die plekke van Gibea of Rama en daar vernag. So het hulle dan verder verbygetrek, en die son het vir hulle ondergegaan by Gibea, wat aan Benjamin behoort. Toe draai hulle daar uit om by Gibea te gaan vernag, en hy het ingekom en gebly op die plein van die stad, wat daar was niemand wat hulle in sy huis opgeneem het om te vernag nie. Maar kyk, in die aand kom daar 'n ou man uit die veld van sy werk af, en die man was van die gebergte van Efraim afkomstig, en het in Gibea as 'n vreemdeling vertoef, maar die manne van die plek was Benjamite. En toe hy sy oë opslaan en sien hy die reisiger op die plein van die stad, en die ou man vra: waar gaan u heen, en waar kom u vandaan? En hy het vir hom gesê: ons trek deur van Bethlehem, Juda, tot agter in die gebergte van Efraim. Ek kom daar vandaan. Ek het tot by Bethlehem, Juda gereis, en ek gaan na die huis van my hemelse Vader. Maar hier is niemand wat my in sy huis opneem nie. Alhoewel ons esels strooi sowel as voer het, en daar ook brood en wyn vir myself en vir u dienares en vir die bediende wat by u dienaars is. Daar is aan geen ding gebrek nie. Toe sê die ou man: vrede vir jou, alleenlik al wat u kort kom, is vir my rekening. U moet net nie op die plein vernag nie. Daarop het hy hom in sy huis ingebring en aan die esels voer gegee, en nadat hulle hul voete gewas het,
Hulle het hulle geëet en gedrink. Terwyl hulle hul hart vrolik gemaak, omsingel die manne van die stad slegte manne met eens die huis en klop hard aan die deur. En hulle spreek met die ou man, die eienaar van die huis, en sê, bring die man uit wat in jou huis ingekom het, dat ons hom kan beken. Daarop gaan die man, die eienaar van die huis, uit na hulle toe en sê aan hulle, nee, my broers, moet tog nie kwaad doen nie, aangesien hierdie man in my huis ingekom het, moenie hierdie skandaad begaan nie. Hier is my dogter, wat 'n jong meisie is, en sy byvrou, laat ek hulle uitbring, onteer hulle dan, en maak met hulle wat goed is in julle oë, maar aan hierdie man mag julle nie so skandaad nie begaan nie. Toe die manne nie na hom wou luister nie, gryp die man sy byvrou en bring haar uit na hulle daar buite, en hulle het haar beken, en die hele nag deur haar mishandel, tot die môre toe, en haar laat loop, toe die rooi dag uitkom. En teen dagbreek het die vrou gekom, en neergeval voor die ingang van die man, sy huis waar die heer was, totdat dit lig was. En toe haar heer die môre opstaan, en die huisdeure oopmaak, en die uitgang om sy reis voort te sit, kyk, daar lê die vrou, sy byvrou, voor die ingang van die huis, met haar hande op die drempel. En hy sê vir haar, staan op en laat ons trek, maar niemand antwoord nie. Daarop het hy haar op die esel gelaai, en die man het klaargemaak en na sy woonplek getrek. Maar toe hy in sy huis kom, het hy 'n mes geneem en sy byvrou gegryp en haar stikkend gesny volgens haar gebeente in 12 stukke. En dit het die hele grondgebied van Israel rondgestuur. En elkeen wat dit sien, het gesê, so iets het nie gebeur en is nie gesien van die dag af dat die kinders van Israel uit Egipte opgetrek het nie, tot vandag toe nie. Neem dit tog ter harte, gee raad en spreek. Hoofstuk 20, die stam van Benjamin word byna uitgeroei. Toe het al die kinders van Israel uitgetrek en vergadering het soos een man van die Dan tot Berseba, saam met die land van Gilead byeengekom by die Hemelse Vader in Mispa. En die hoofde van die hele volk van al die stamme van Israel het in die vergadering van die volk van God gaan staan, 400.000 man te voet wat die swaard uittrek. En die kinders van Benjamin het gehoor dat die kinders van Israel opgetrek het na Mispa. Toe sê die kinders van Israel, vertel julle hoe hierdie misdaad gepleeg is. Daarop antwoord die Levitiese man, die man van die vermoorde vrou, en sê, ek het Gibea, wat aan Benjamin behoort, gekom, en my byvrou om daar te vernag. En die burgers van Gibea het teen my opgestaan en in vyandskap teen my huis omsingel in die nag, en hulle het gemeen om my dood te maak, en my byvrou het hulle onteer, sodat sy gesterf het. Toe het ek my byvrou gegryp en haar in stukke verdeel en haar rondgestuur in die hele gebied van die erfdeel van Israel, omdat hulle 'n gruwel en 'n skandaad in Israel begaan het. Hier is julle kinders van Israel nou almal, gee julle hier woord en raad. Toe staan die hele volk op soos een man en sê, geen een van ons sal na sy tent toe gaan en geen een van ons sal wegdraai na sy huis toe nie, maar dit is nou die ding wat ons Gibea sal aandoen, opteenvolgens die lot. Ons sal moontlik 10 man neem uit elke 100 van al die stamme van Israel en 100 uit 1000 en 1000 uit 10.000 om padkos vir die manskappe te gaan haal, om as hulle gekom het met Gibea Benjamin te handel volgens die skandaad wat hy aan Israel begaan het. Toe versamel al die manne van Israel by die stad soos een man en saam verbonde, en die stam van Israel stuur manne deur die hele stam van Benjamin om te sê, wat vir 'n misdaad is dit wat onder julle gepleeg is? Lewer dan nou die slegte manne uit wat in Gibea is, dat ons hulle om die lewe kan bring en die kwaad uit Israel kan uitroei.
Die Benjamiete wou egter nie na hulle broers, die kinders van Israel, luister nie, maar die kinders van Benjamin het bymekaar gekom uit die stede na Gibea toe, om na oorlog uit te trek teen die kinders van Israel. En die kinders van Benjamin uit die stede is op die dag getel 26.000 man, wat die swaard uitgetrek het. Behalwe die inwoners van Gibea, wat getel is 700 uitgesoekte manne. Uit al hierdie manskappe was daar 700 uitgesoekte manne wat links was, en almal het 'n klip op 'n haar geslinger sonder om te mis. En die manne van Israel, behalwe Benjamin, is getel 400.000 man wat in die swaard uittrek. Hulle almal was krygsmanne, en hulle het klaargemaak en opgetrek na Bethel en God geraadpleeg, en die kinders van Israel het gesê, wie van ons moet eerste optrek om te veg teen die kinders van Benjamin? Toe sê die Hemelse Vader, Juda eerste. Daarop het die kinders van Israel die moorde klaargemaak en laar opgeslaan teen Gibea. En die manne van Israel het uitgetrek om te veg teen Benjamin, en die manne van Israel het hulle self in slagorde teen hulle opgestel na Gibea toe. En toe trek die kinders van Benjamin uit Gibea uit, en hulle het op die dag in Israel 22.000 man teen die grond vernietig. Maar die manskappe van die manne van Israel het hulle sterk gehou en hulle weer in slagorde opgestel op die plek waar hulle die vorige dag opgestel het. En die kinders van Israel het opgetrek en geween voor die aangesig van die Hemelse Vader tot die aand toe, en die Hemelse Vader geraadpleeg en gesê, moet ek weer nader trek om te veg teen die kinders van Benjamin, my broer? En die Hemelse Vader sê, trek teen hom op. En toe die kinders van Israel 'n tweede dag nader kom na die kinders van Benjamin, het Benjamin uit Gibea op die tweede dag uitgetrek om hulle te ontmoet. Van die kinders van Israel nog 18.000 man, wat almal die swaard uitgetrek het teen die grond vernietig. Daarop trek al die kinders van Israel, ja, die hele volk weg, en hulle het na Bethel gekom, en hulle het geween, en daar gebly, voor die aangesig van die Hemelse Vader, en die dag gevas, tot die aand toe, en die brandoffers en dankoffers, voor die aangesig van die Hemelse Vader gebring. En die kinders van Israel het vir die Hemelse Vader geraadpleeg, want die verbondsark van God was in die dae daar. En Pinias, die seun van Elisiar, die seun van Aaron, het in die dae voor hom gedien, en gesê, moet ek nog weer uittrek om teen die kinders van Benjamin, my broer, te veg, of moet ek ophou? Toe sê die Hemelse Vader, trek op, want môre sal ek hom in jou hand gee. En Israel het rondom teen Gibea hinderlaag opgestel, en die kinders van Israel het die derde dag teen die kinders van Benjamin opgetrek, en hulle teen Gibea opgestel, soos die vorige kere. En die kinders van Benjamin het uitgetrek en die manskappe tegemoet, hulle is vir die stad afgesny, en soos die vorige kere het hulle begin om sommige van die manskappe op die groot paaie te verslaan, waarvan een opgaan na Bethel, en die ander deur die veld na Gibea, omtrent 30 man in Israel. Toe dink die kinders van Benjamin, hulle is voor ons verslaan, soos die eerste keer, maar die kinders van Israel het gesê, laat ons vlug en hom van die stad afsny na die groot paaie toe, en al die manne van Israel het hulle stellig verlaat, en hulle by Baal Tamar opgestel, terwyl die hinderlaag van Israel aangeruk uit sy stelling, uit die oop plek by Gibea. En 10.000 uitgesoekte manne uit die hele Israel het teen Gibea vandaan gekom, en die geveg was hewig, maar Benjamin het nie gemerk dat die onheil hulle sou tref nie. En toe die Hemelse Vader Benjamin voor Israel verslaan, en die kinders van Israel het op die dag in Benjamin 25.100 man, wat almal die swaard uittrek, vernietig. So het dan die kinders van Benjamin gesien dat hulle verslaan is, en die manne van Israel het aan Benjamin terrein gegee, omdat hulle vertrou het op die hinderlaag wat hulle teen Gibea opgestel het. Toe het die hinderlaag vinnig na Gibea gestorm, en die hinderlaag het getrek, en die hele stad het met die skerpte van die swaard verslaan. En die manne van Israel het 'n afspraak met die hinderlaag gehad,
en dat hulle 'n groot rookwolk uit die stad moet laat optrek. Daarom het die manne van Israel omgedraai en die geveg in die Benjamiete het begin om onder die manne van Israel sommige neer te slaan. Omtrent 30 man wat hulle het gedink, hy is regtig heeltemal voor ons verslaan, soos in die vorige geveg. Intussen het die wolk begin optrek uit die stad, 'n rookpilaar, en toe Benjamin agter hom omkyk en trek die hele stad al in rook na die hemel op. En toe die manne van Israel dan nou omdraai, het die manne van Benjamin geskrik, want hulle het gesien dat die onheil hulle gaan tref. En hulle het voor die manne van Israel omgedraai op die pad na die woestyn, maar die geveg het hulle ingehaal, terwyl die wat uit die stede gekom het, hulle daar tussenin vernietig. Hulle het Benjamin ontsingel, hom agtervolg, hom op die rusplek vertrap, tot teenoor Gibea, aan die ooste kant. Daar het Benjamin 18.000 man geval, en dit almal dapper manne. Toe spring hulle om en vlug na die woestyn, na die rots van Rimon, maar hulle het in die nageveg op die groot paaie 5.000 man van hulle gedood, en hulle agterna gesit tot by Gideon, en 2.000 man van hulle verslaan. En al die gesneuweldes van Benjamin op die dag was 25.000 man wat op die swaard uitgetrek het, en dit almal was dapper manne. Maar 600 man het omgedraai en gevlug na die woestyn, na die rots van Rimon, en 4 maande by die rots van Rimon gebly. Toe gaan die manne van Israel terug na die kinders van Benjamin en verslaan hulle met die skerpte van die swaard, sowel as mens en dier, en alles wat voorgekom het, ook al die stede wat hulle aangetref het, het hulle aan die brand gesteek. Herstelling van die stam van Benjamin, hoofstuk 21. Maar die manne van Israel het al in Mispa gesweer en gesê, niemand van ons mag sy dogter aan 'n Benjaminiet as vrou gee nie. En toe die manskappe in Betel kom, het hulle daaroor gebly tot die aand toe voor die aangesig van God, en hulle stem verhef en geween met 'n groot geween, en gesê, waarom, o Hemelse Vader, God van Israel, het dit in Israel gebeur, dat daar vandag een stam uit Israel vermis word. Daarop het die manskappe vir die volgende dag vroeg klaargemaak, en daar 'n altaar gebou, en brandoffers en dankoffers gebring. En die kinders van Israel het gesê, wie is daar van al die stamme van Israel wat nie opgegaan het na die vergadering na die Hemelse Vader toe nie? Want daar was 'n plegtige eed teen die een wat nie opgegaan na die Hemelse Vader in Mispa nie. Hy moet sekerlik gedood word. Toe het die kinders van Israel hulle broer Benjamin jammer gekry en gesê, daar is vandag een stam uit Israel afgesny, want kan ons doen vir hulle wat oorgebly het, wat vroue aanbetref, wat ons het by die Hemelse Vader gesweer het, dat ons nie van ons dogters aan hulle as vroue sal gee nie. Toe sê hulle, wie is diegene wat van die stamme van Israel nie opgaan nie? Hy het na die Hemelse Vader in Mispa nie, en kyk, niemand het uit Jabes in Gilead na die vergadering gekom nie, en die volk is getel, en daar was niemand van die inwoners van Jabes in Gilead nie. Toe stuur die vergadering daarheen 12.000 man uit die dapper manne, en gee hulle bevel en sê, gaan heen en slaan die inwoners van Jabes in Gilead met die skerpte van die swaard, en ook die vroue en die kinders. En dit is die ding wat julle moet doen. Alles wat manlik is, en al die vroue wat die gemeenskap met die man ken, moet julle met die banvloek tref. En hulle het onder die inwoners van Jabes en Gilead 400 meisies aangetref, jong meisies wat geen gemeenskap met mans gehad het nie, en het hulle na die laar gebring in Silo, wat in die land van Kanaan lê. Toe stuur die hele vergadering, en hulle spreek met die kinders van Benjamin, wat by die rots van Rimon was, en bied hulle vrede aan. Daarop het Benjamin in die tyd teruggekom, en hulle het die vroue wat hulle uit die vroue van Jabes in Gilead in die lewe behou het, aan hulle gegee. Maar so was daar
vir hulle nie genoeg nie, en die volk het Benjamin jammer gekry, omdat die Hemelse Vader 'n skering gemaak het onder die stamme van Israel. Toe sê die oudstes van die vergadering: "Wat kan ons doen vir die wat oorgebly het, wat vroue aanbetref, want die vroue was uit Benjamin verdelg?" Verder sê hulle: "Die besitting van wat oorgebly het, behoort aan Benjamin, sodat geen stam uit Israel mag uitgedelg word nie, maar ons self kan hulle geen vroue uit ons dogters gee nie, want die kinders van Israel het gesweer en gesê: Vervloek is hy wat 'n vrou aan Benjamin gee." Toe sê hulle: "Kyk, daar is 'n jaar vir jaar 'n fees van die Hemelse Vader in Silo, wat noord van Bethel lê, oostlik van die groot pad wat opgaan na Bethel, na Sichem, en suid van Libona." En hulle het die kinders van Benjamin bevel gegee en gesê: "Gaan en lê en loer in die wingerde, en let op en kyk as die dogters van Silo uittrek om hulle koordans uit te voer, dan moet julle uit die wingerde uitkom, en julle moet vir julle elkeen sy vrou uit die dogters van Silo vang, en na die land Benjamin gaan, en as hulle vaders of hulle broers kom, om by ons 'n saak te maak, sal ons vir hulle sê: Skenk hulle aan ons, want ons het nie vir elkeen 'n vrou in die oorlog geneem nie. Julle self het hulle mos nie aan hulle gegee nie, in die geval alleen sou julle skuldig gewees het." Die kinders van Benjamin het toe so gedoen. Hulle het die vroue volgens hulle getal weggedra uit die danseresse wat hulle geroof het, en hulle het weggegaan en teruggekeer na hulle erfdeel toe, en hulle het in die stede opgebou en daarin gewoon. En die kinders van Israel het in daardie tyd daarvandaan weggegaan, elkeen na sy stam en na sy geslag, en hulle het daarvandaan uitgetrek, elkeen van sy erfdeel toe. En in die dae was daar geen koning in Israel nie. Elkeen het gedoen wat reg was in sy oë. Tot sover.